Lukas 2 vers 10 tot 14 is nie maar net nog 'n Kersversie nie. Dit is 'n hemelse ingryping in 'n wêreld wat toe, soos nou, brand van onrus en gebrokenheid. Die engele kondig nie 'n filosofie, 'n politieke plan of 'n selfhelptegniek aan nie. Hulle kondig 'n persoon aan. Waar hy in beweeg, daar kom vrede. Eer aan God en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. God se eer en ons vrede is nie twee losstaande konsepte nie. Waar God verheerlik word, breek vrede deur. Waar sy vrede sigbaar word, word hy verheerlik. Daar is geen skeiding tussen die twee nie. Die wêreld probeer al vir eeue vrede bou. Pogings tot politieke stabiliteit, militêre mag, ekonomiese voorspoed, vermaak, selfmedikasie, maar dit bly bloot pleisters. Die sogenaamde Pax Romana van die Romeinse Ryk was vrede deur beheer, vrede met 'n swaard daarachter. Dit is nie ware vrede nie. En baie mense wag steeds dat omstandighede eers moet regkom voordat hulle glo hulle innerlik rus kan vind. Maar die engele se boodskap is anders. God bring vrede deur 'n kind in 'n krib, nie 'n keiser nie, nie 'n generaal nie, 'n baba, klein en kwesbaar, maar met 'n vrede sterker as en ver verhewe bo al die wêreldmagte. Vrede begin nie by veranderde omstandighede nie, dit begin by die teenwoordigheid van God. Eintlik is dit net te vind in die teenwoordigheid van God. Advent herinner ons, Jesus wag nie vir ons om vrede te probeer skep nie. Hy het gekom, hy het vrede gebring, hy is vrede. Die frase, mense in wie God 'n welbehae het, beteken nie ons moet eers kwalifiseer nie. Dit beteken God neem die eerste stap, soos altyd. Hy het welbehae in ons, hy kies om guns te betoon. Vrede is 'n geskenk, nie 'n beloning nie. Augustinus verwoord dit in die jaar 400 reeds treffend. Here, ons hart is rusteloos totdat dit rus vind in U. Jy hoef nie jou hart eers reg te kry voor jy na God toe kom nie. Jy kom juis omdat jou hart onrustig is. Vrede word nie bereik deur prestasie nie. Dit word ontvang. Dit is God se geskenk aan jou. Sit vandag ergens net 5 minute stil en sê vir hom, Here, ek ontvang U vrede, nie my eie vrede nie, U vrede. Nooi hom doelbewus in jou onrus in. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U na hierdie wêreld toe gekom het, aanvanklik as 'n pasgebore baba, maar die vredevors. Dankie dat U vrede gebring het en dat U self vrede is. Ek nooi U nou ook in my eie onrus in. Amen.